Goeienaand, ek is Monte Elof van Lewende Waters Bediening. Ons is besig met 'n reeks boodskappe oor die mag van die tong die afgelope paar weke. En ons het reeds met u gepraat oor die mag van die tong en dood en lewe is in die mag van die tong. En vanaand wil ek met u praat oor die woorde van jou mond. Die woorde van jou mond. In Matteus 16:19 sê Jesus vir ons, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Nou ons sien ook dat die psalme skryf vir ons in Psalm 119 vers 89, vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. So met ander woorde, wat God reeds gesê het, staan vir ewig vas. Wat opgeskryf is in die Bybel, is vir ewig. Ons verander nie die Bybel elke dag en elke nuwe druk wat uitkom, maak ons 'n nuwe Bybel nie. Nee, wat God gesê het, bly vir ewig staan. En so is dit dan vir die afgelope paar duisend jaar wat die Bybel geskryf is. Nou moet u en ek besluit, wat gaan ons doen met God se woorde? Hoe gaan ons reageer? Ek wil vir u sê, God gaan nie verander nie. In Psalm 89:35 lees ons, hy sê, ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. So met ander woorde, God gaan nie verander nie. Hy sê ook, hy is die onveranderbare God, of die onveranderlike God. Nou is die vraag net, wanneer ek en jy praat, wie se woorde gaan ons nou bevestig op die aarde? My woorde, die duiwelse woorde, of God se woorde? Wie se woorde gaan ons bevestig? Nou, ons lees daar in die woord van die Here dat hy sê vir ons, die mag om te bind of te ontbind is hier op die aarde. Sê nie hemel nie, hier op die aarde. Wat jy hier op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy op die aarde ontbind, sal dus in die hemel ontbonde wees. So as ons dus spreek hier op die aarde, die woorde van God, is die hemele agter ons. En daarom wil ek dan ook sê dat die woorde van jou mond het geweldige groot krag. Dit wat jy met jou mond sê, dit wat jy met jou tong bely. Baie kinders van die Here het hulle geestelike groei gebind hier op die aarde deur 'n negatiewe belydenis. Dinge wat ons sê, sommer so in die alledaagse geselskap. Dinge wat ons sommer so partykeer sê in 'n grappie. En nou is daar 'n Engelse spreekwoord wat sê, many a truth has been spoken in jest. Met ander woorde, daar's baie waarheid gespreek, deur sommer net 'n grappie te maak. En baie keer praat ons ook maar net en maak eintlik 'n grappie. Maar weet jy, dat daardie grappie wat jy maak, daardie woorde wat jy spreek, is woorde wat jy saai. Dis woorde wat jy uitspreek, en woorde wat gaan terugkom na jou. En nou kan mense so maklik sê, ag, die duiwel is alweer op my hakke, en ek kan nie dit reg kry nie, of ek kan nie dat reg kry nie. Vir ander een sal sê, ai, die ou duiwel is so sterk, hy het my alweer in sy slaguister gevang. Onthou, jy's besig om woorde te spreek. Jy's besig om woorde te saai. En baie mense, en let mooi op, baie mense gee meer eer in die dag aan die duiwel, as wat hulle aan die Here gee. Nou kom jy by iemand en jy sê vir hom of haar, hoe gaan dit met jou my broer? En die antwoord is, ag, arme darm, of, toe my pa vir my gesorg het, het dit beter met my gegaan. Anders sal vir jou sê, soos dit maar met 'n arme mens gaan, of, so sukkel, jy weet. Ander een sê, so tussen die boom en die bas. Nou ek sê altyd vir mense, as hulle vir my sê, het gaan met my tussen die boom en die bas, dan sê ek, weet jy, dis waar al die goggas is. Tussen die boom en die bas. Ja, dis waar al die goggas is. Gaan haal maar die bas van die boom af, en kyk jy al die goggas wat daar uitpeel. Ander ene sê, ek kan nie kla nie. Dan partykeer dan sommer so met 'n glimlag, dan sê ek nou wil jy kla? Wil jy kla? Hoekom sê ek kan nie kla nie? Jy bind jou met jou eie woorde. Ek het geleer deur die jare heen, as iemand vir my sê, hoe gaan dit met jou? Dan sê ek vir hom, uitstekend. En baie keer het mense my so met 'n vraag aangekyk, dan sê hulle, uitstekend. Sê ek, ja, het gaan met my uitstekend, want ek is 'n kind van die Here, en God is in beheer. Maak nie saak van wat besig is om met my te gebeur nie. Maak nie saak wat besig is om plaas te vind in my lewe, of in my huis, of in my bediening, of wat nie.
God is in beheer, en as God in beheer is, dan gaan dinge uitstekend. Al lyk het vir my oë, asof dinge verkeerd loop, en al voel ek in my hart, hierdie goed is nou op 'n verkeerde pad, ek stuur af op 'n doodloopstraat, dan weet ek nog steeds, God is in beheer. En daarom kan ek dan vir mense sê, dit gaan met my uitstekend. Mense bind hulle met hulle eie woorde. Jou belydenis sny die stroom van God se seëninge af. Dit wat jy met jou mond sê. Wat jy hier op die aarde bely, is wat jy in die hemel losmaak. Ek sê nee, begin die oorwinning bely. Sê wat jy wil sien gebeur. Baie mense het al gesê, maar jy kan nie dit sê nie. Natuurlik kan ek dit sê. Ek is besig om saad te saai met my woorde. Daar is krag in die woorde van my mond. Daar is krag in die woorde van jou mond. Moenie met die duiwel saam praat nie. Begin praat saam met die woord van God. Begin sê wat die Bybel van jou sê. Want so baie mense sê hulle self so sleg. Ag, ek is maar 'n ou sukkelaar. Ag, jy weet, met my soort van geluk sal dit en dit nooit met my gebeur nie. Ek het nou al mense gekry wat vir my sê, weet jy, as hulle 1000 randnote in die lug gooi, of 1010 randnote in die lug gooi, en een papiertjie, met my soort van geluk, sal ek die papiertjie vang. Dan spot ek ook sommer met hulle, sê ek, nou maar hoor hierso, vang jou papiere. Ek vang daai 100 randnote, of ek vang daai 10 randnote. Sê van jouself wat God van jou sê. Want wat jy bely, is wat jy gaan verkry. Dit wat jy spreek oor jou lewe, oor jou besigheid, oor jou gesin, oor jou kinders, is presies wat gaan gebeur. En dan agterna sê jy, maar ek het mos vir jou gesê, of ek het mos so gesê. En dis presies wat gebeur. Jy kry wat jy bely. Kom ek vanaand vir jy sê, begin om te bely en sê, ek is 'n oorwinnaar. Sê dit hardop vir jouself. Ek weet jy voel nie soos 'n oorwinnaar nie. Jy sit miskien vanaand hier voor die televisie en jy's moedeloos en jy's plat geslaan en die duiwel het oor jou geloop en die familie het oor jou geloop en die baas by die werk het oor jou geloop of die kinders het oor jou geloop. Partykeer kry mense dit reg om oor hulle self ook te loop. Ek weet nie hoe die mal doen dit. Weet jy hoe loop jy oor jouself? Met die woorde van jou mond. Jy maak jouself sleg. Jy verklein neer jouself. Jy stel jouself in 'n swak lig. Nee, sê ek is 'n oorwinnaar. In die naam van Jesus is ek 'n oorwinnaar. Daar waar jy nou sit en kyk, sê dit saam met my. Ek is 'n oorwinnaar. En nie so treurig nie, sê dit beter, sê dit oordentlik, sê ek is 'n oorwinnaar. Prys die Here, ek is 'n oorwinnaar. Maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie. God se woord sê vir my in 1 Johannes 5 vers 4, hy sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En hier wil ek u aanmoedig. Ons is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike. Ons is wedergebore uit God uit en deur God. En ons is gevul met die Heilige Gees van God. En daarom kan ons die wêreld oorwin. Ek weet, u sê nou vir my, ja, maar jy ken nie my omstandighede nie. Jy weet nie wat in my huis aangaan nie. Jy weet nie wat by my werk gebeur nie. Jy ken nie my besigheid nie. Kom ek vir u sê, begin om Bybeltaal te praat. Begin reg bely. Sê van jouself wat God se woord van jou sê. Ek is uit God gebore. Ek is 'n nuwe skepsel. Alles loop vir my reg. Ja, altyd reg. Ek is 'n oorwinnaar. Ek kan nie verloor nie. God sê ek is 'n oorwinnaar. Sê dit vir jouself oor en oor en oor. Sê dit vir jouself elke dag. As jy in die môre wakker word, dan sê jy, ek is 'n oorwinnaar. Hierdie dag gaan my nie onderkry nie. Hierdie dag gaan my nie plattrap nie. Ek is 'n oorwinnaar. En dan gaan die duiwel vir jou preek. En hy gaan vir jou sê, man, jy sal nooit 'n oorwinnaar wees in jou lewe nie. Jy's te sleg om te oorwin. Jy gaan nooit aan die ander kant uitkom nie. Jy gaan nooit dit maak nie. En dan staan jy op, en gaan kry 'n plek waar jy jouself kan toesluit en kliphard vir Satan kan skreeu en sê, ek is 'n oorwinnaar, want God se woord sê so. En dan vat jy die Bybel en jy gaan na daardie teks toe en jy sê vir hom, hier sê God se woord dat ek is meer as 'n oorwinnaar. Al voel jy nie so nie,
Die woord sê nêrens jy moet so voel nie. Ons lewe nie deur gevoel nie, ons lewe deur geloof. Die woord sê jy's 'n oorwinnaar. Hoe jy voel, het niks te doen met God se woord nie, en God se woord is die waarheid. Stem jy saam met my? Die woord is die waarheid. As God sê jy's 'n oorwinnaar, prys die Here, dan is jy 'n oorwinnaar. Want die woorde van jou mond het groot krag. Daarom sê die woord wat jy bely, is dit wat jy sal verkry. Maak nie saak hoe jy voel vanaand nie. Maak nie saak wat gebeur het met jou vandag nie. Maak nie saak wat jou omstandighede sê nie. Maak saak wat God se woord sê. Jy sien, nou sê mense vir my, ja, maar jy moet daarom onthou, kyk die toestand waarin ek is. Kyk my siekte, kyk hoe lyk ek. Dis 'n realiteit. Ja, ek stem met u saam, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Dit is 'n realiteit. Maar daar is 'n werklikheid wat groter is as jou realiteit, en dis die woord van God. So maak nie saak wat jou familie en vriende sê nie. Maak nie saak wat jou liggaam vir jou sê nie. Maak saak wat God se woord sê. Ek wil so ver gaan om te sê, maak nie saak wat jou bankrekening sê nie. As jy jou oë op God se woord hou, en jou oë op God hou, maak dit nie saak wat een van hierdie goed sê nie. God se woord sê, jy's 'n oorwinnaar. God se woord sê, ek is 'n oorwinnaar. En dit is wat vir my vanaand saak maak. Dat ek 'n oorwinnaar is in die naam van die Here. En al lyk dit of ek die verloorder is, en al lyk dit asof ek besig is om in die agterspeen te drink, ek is 'n oorwinnaar in die naam van Jesus. Ons lees in Romeine 8:37 skryf Paulus, hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars wat ons lief gehad het. En ek wil hê jy moet 'n pen neem en skryf hierdie teksvers neer, of gaan na jou Bybel toe en onderstreep hom. En as jy hom klaar onderstreep het, dan onderstreep jy hom weer. En as jy hom weer onderstreep het, dan skryf jy langs aan groot NB, wat beteken belangrik. En as jy dit klaar gedoen het, dan trek jy 'n mooi sirkel rondom dit, en dan sê jy, in al hierdie dinge is ek meer as 'n oorwinnaar, want God het my lief. Ek is nie net 'n oorwinnaar nie, ek is meer as 'n oorwinnaar. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken, iemand anderster het al klaar oorwin, en ek kom net in en ek claim die prys. Jesus het die prys betaal, Jesus het sy lewe afgelê, Jesus het vir ons die pad gebaan hemel toe, Jesus het vir ons die pad oopgemaak, Jesus het versoening gebring tussen ons en God. En nou is ek meer as 'n oorwinnaar, oor elke omstandigheid, oor elke siekte. Ek weet daar's pyn in jou liggaam, ek weet jou bankrekening is in die rooi, ek weet jy het moeilikheid by die werk, maar weet jy wat? As jy begin om God vas te gryp, en jy begin die woord van God vasgryp, wil ek vir jou sê, sal jy sien hoe dat dinge in jou lewe begin verander. Ja, dit gebeur nie altyd oornag nie. Mense verwag as ek nou sê ek is 'n oorwinnaar, dan oor 10 minute moet ek hier staan en alles moet net in plek val. Nee. Jy het lank gevat om te kom waar jy is. Jy het jou lank genoeg in die gat ingepraat. En nou moet jy net begin om met die woorde van jou mond en die woord van God wat jy spreek, jouself uit hierdie gat uit te kry. Want dit wat jy hier op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Wat jy hier op die aarde vasmaak, sal in die hemel vasgemaak wees. Jy sien net 'n oorwinnaar nie, jy is meer as 'n oorwinnaar. Woorde wat ons spreek, programmeer ons hart vir oorwinning of vir neerlag. Het jy al gesien as 'n atleet aantree? Het sy dit nou is om te swem, of om hoog te spring, ver te spring, of te hardloop? Let veral op jou verspringers en jou hoogspringers. En dan luister jy ook na die kommentaar van die kommentator, wanneer daar die persoon staan, en dan sluit hy sy oë, en dan kyk hy weer, en dan sluit hy weer sy oë. Wat is hy besig om te doen? Hy is besig om hom voor te berei vir die hoogte wat hy gaan haal. Hy sien die hoogte wat hy gaan oorgaan. Hy kry homself reg en hy programmeer homself. Hoe gaan hy hardloop? Waar gaan hy vasdrap? Hoe gaan hy met sy lyf swaai? Of dit nou hoogspring of verspring of wat dit ook al is. Hy berei hom voor om oor daardie lat te gaan. En net so moet u en ek ook ons harte voorberei. Ons moet ons gees programmeer vir 'n oorwinning, nie vir 'n neerlaag nie. Ons woorde is soos houers, dis soos bakke. Hulle dra geloof of hulle dra vrees.
en jou woorde sal voortbring na hulle soort. Met ander woorde, dit wat jy sê, is dit wat jy glo, en dis wat jy gaan verkry. Paulus skryf aan die Romeine in hoofstuk 10 vers 17, hy sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. En daarom help dit nie u vir my bel vanaand na afloop van hierdie diens en sê, sal u nie vir my bid vir meer geloof nie. Ek kan nie vir jou bid vir meer geloof nie. Geloof is uit die gehoor, gehoor is uit die woord van God. Met ander woorde, ek moet die woord van God vat en dit in my hart bære. En daarom is dit so noodsaaklik dat jy die woord van God op jou tong sal hê, dat jy sal begin leer om teksverse te siteer en dit uit te spreek, sodat jou ore dit kan hoor en die ore vir hierdie kop kan sê wat ek hoor en dit in my hart vas kan slaan, sodat ek 'n oorwinnaar kan wees. Die woord van God bring geloof. Nie my gebed nie, die woord van God. Jy gaan baie gou jou geloof opbou as jy jouself hoor sê wat God se woord van jou sê. Hou op om negatief te praat, hou op om negatief te bely. Leer tekste uit jou kop en sê dit vir jouself hardop. Jy leer dit baie gouer ook as jy dit hardop spreek, as om na iemand te luister wat dit sê. As dit nodig is, sit dit op 'n CD en luister dit in die kar oor en oor en oor. As jy nie goed kan onthou nie, skryf dit op 'n stukkie papiertjie of 'n kaartjie, lees dit oor en oor verskeie kere per dag. Selfs as jy werk toe gaan, sit daar die teksvers, plak hom op jou kar se stuurwiel vas. Dis hoe ek maar die Bybel geleer het ook. Ek het tekste uitgeskryf op 'n stukkie papier en dan het ek op my kar se stuurwiel vasgeplak. En soos wat ek so in die verkeer sit, is ek besig om hierdie skrifgedeelte oor en oor en oor te lees. En as jy jou kom kry aan die einde van die week, dan kan jy maklik 3 of 4 of selfs 5 tekste uit jou kop uitken. En dan volgende week kan jy met ander begin, of vat weer daarie, totdat dit outomaties uit jou uit, en as jy in 'n situasie kom, moenie begin verkeerde goed sê nie. Moenie verkeerde goed vir jou vrou sê, of vir jou kinders sê nie. Moenie verkeerde goed sê vir jou werksmense nie. Sê wat die woord sê. Dan gaan jy agterkom, jy begin Bybeltaal te praat. Jy gaan agterkom, jy begin die woord te spreek. En na mate die woord in jou gees begin vassteek, gaan daar verandering in jou lewe plaasvind. Jou geloof gaan gebou word. Jy gaan begin glo in wat jy sê. Onthou, daar's 'n spreekwoordjie wat ook sê dat mense jok so, hulle lieg so, dat hulle self begin glo. Hoekom? Want hy herhaal oor en oor en oor dieselfde leuen, en ek dink dit is Hitler wat gesê het by geleentheid, as jy lank genoeg 'n leuen vertel, sal mense dit naderhand glo vir die waarheid. So jy herhaal die woord van God oor en oor jou lewe, oor jou huis, oor jou gesin, oor jou kinders, oor jou omstandighede, oor jou besigheid. Spreek selfs jou bankrekening aan. Roep daar die bankrekening terug na die swart toe in die naam van Jesus. En die woord van God gaan begin werk en dit gaan vir jou 'n werklikheid word. Jy gaan begin leef op gesag van die woord van God. En dit is so noodsaaklik. God se woord is kragtig op jou en my tong. En deur bemiddeling van die Heilige Gees word dit 'n skepende krag. Jy skep met jou woorde. Die woord van God leer ons in Markus 11:23, jy sal verkry wat jy bely. Met ander woorde, jy sal kry wat jy sê. Onthou, die woorde van jou mond het krag. Nou hier is 'n baie eenvoudige waarheid. Wat jy self bely is wat jy verkry. En wat jy kry is wat jy gesê het. As jy jou mond oopmaak, plaas jy geestelike wette in werking. Dit gaan vir jou werk of dit gaan teen jou werk. Paulus skryf aan die Korintiërs in die 2de hoofstuk vers 4:18, hy sê, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ons kyk nie vas teen die sigbare nie, ons kyk nie vas teen die probleem nie, ons gee nie ag op die omstandighede nie. Ons begin die oplossing sien. In die geloof sien ons die onsienlike. Ons kyk met geestelike oë. Ons kyk met geloof en ons begin die oorwinning te roep. En ons bely die antwoord, ons bely die oplossing. Moenie die probleem praat nie, moenie die probleem bely nie. En mense geniet dit tog so om te vertel van hulle probleme en van hulle stryd. Die sigbare dinge is tydelik, die onsigbare dinge is ewig. Die sigbare dinge kan verander. Jou probleme, jou omstandighede, wat in jou lewe 'n baie werklikheid is. Jy hoor dit, jy sien dit, jy voel dit. Maar prys God, die blote feit dat jy dit kan sien, hoor en voel, beteken dat dit kan verander. Dit kan verander. Verander jou belydenis en verander jou lewe. Kom ek vir u sê en daarmee wil ek afsluit.
Die woorde van jou mond het groot krag. Begin om reg te praat, begin om Bybeltaal te praat, begin om die woord van God te praat. En jy gaan agterkom binnekort in jou lewe, dat daar 'n verandering plaasvind in jou omstandighede. Die woorde van jou mond het groot krag. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons sê vir U baie dankie dat U woord die waarheid is, dat U woord onfeilbaar is, en dat U woord op ons tong skepende krag het, om ons omstandighede te verander, ons lewe te verander, om alles rondom ons te verander. Dit bid ek in die naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. Amen. Volgende week gaan ek met U die 4de en laaste praatjie in hierdie reeks deel. Kom gerus, selfde stasie, selfde tyd. Goeiedag, die Here seën U.